My liefde vir tuinmaakvriend het op plaasdorpe soos die Karoo, Uniondale, Willowmore, Statler. Daar was my kinderdae en ek het daar groot geword, skool gegaan. Ek het daar op die plaas gehelp en dit is waarom my liefde vir tuinmaak so skerp ingeplant was. Ja, ek het saam met my ouers op die plaas as kind rondgestaan en gekyk wat hulle doen. En weet julle, ek het met die oë gekoppie. Ek het met die oë gekoppie want ek wil leer wat dit is uh om om vrugte en groente in te lê. Want my ma was 'n kranige 'n persoon wat hierdie vrugte en groente op die plaas ingelê het. En weet julle wat? Dan was ek maar so teen aan haar sy om te kyk wat sy doen. Maar wat vir my die meeste gefascineer het was die landerye ploegtyd wanneer die trekkers op en af en op en af op die landerye beweeg, het ek daar gesit en hulle dopgehou. Hoe die perde die slee trek of hoe die trekker die ploeg trek. En wanneer dit oestyd is, dan het ek gehelp saam met my ma om die klein taakies te doen op die plaas. En dan is daar soos wild jag. Wanneer die boere van die plaas en die werkers gaan wild skiet het, dan het ons in afwagting gewag om te kyk met watter tipe vleis hulle by die werf aankom. Dan is dit 'n sak vol vleis wat ons nie eers weet wat dit is nie. En wanneer die sak leeg gemaak word daar op die werf, dan sal ons miskien sien dit is 'n reebok of dit is 'n wilde bok of wat ook al hulle op daardie oomblik geskiet het. Dan is dit slagtyd. Die velle van die wild is geskiet, is geslag en droog gemaak en dit was later gebruik vir matte. Ja, dit was as matte op die vloer gebruik of by die ingang van die deur was daar die droë vel gebruik of die winsgewendheid daarvan is hulle het daardie vel vir baie geld verkoop. Ja, daardie drooggemaakte vel. En van die vel was reepies gesny om sambok tou te weef in soutwater ingelê. Ek kan mooi onthou, dit was in soutwater ingelê en dan was dit amper so hard gekom en as dit eers hard is, dan moet daardie tou gebrei word sodat hy kan daardie hart van sy hardheid ontslae kan raak, want dit was gebruik vir die maak van sambok. Ek weet nie of julle weet wat sambok is nie, maar ek is meetjie in die Oos-Kaap vir die nuwelinge. Ek vertel 'n bietjie van my plaaslewe en waar die liefde vir landerye en groente en vrugte en tuinmaak begin het. Ja, dit is my storie wat ek nou vir julle vertel, maar so was die vel dan gebruik vir daardie doeleindes. En die vleis sommige van die vleis was gebruik om biltong van te maak. Heerlike biltong, ook gesout met met grove sout ingelê en opgehang in hakkies, in hoeks opgehang en dan het dit droog geraak en na 'n tyd het ons heerlike biltong, wildsbiltong of kudubiltong of waterbiltong ook al geëet, maar dit was heerlik. En dan was daar die vet wat gebruik word vir enige gebak of vir kook. Die vet was uitgebrei om kuiens te maak. Kuiens is wanneer die vet brei en
in olie afgee en dan die vet wat dan nou deurgebraai is, kan ek maar sê, het so 'n grast gehad, so 'n lekker krakerige byt gehad en dit het ons met 'n bietjie sout, eenvoudig net so met 'n bietjie sout gestrooi en dan het ons daardie kraak lekker te geniet. Lekker ou dae van die plaas. Toe ek as kind groot geword het. Ja, en dan was daar ook die inlê van vrugte en groente. Wanneer dit ingelê word, was daar sulke lang tafels waar al die oes afgespoel word en dit word op sifdraadtafels of kan mens maar sê gelê en dan was daar die groente of vrugte daarop uitgestrooi, nie op mekaar gelê nie en so het dit sondroog geword en dit het droog geword totdat dit heeltemal deurdroog is en dan was dit verpak en sommige was opgemaak en aan die mark of aan winkels verkoop. Verskoon my? Ja, dit was lekker ou daardie. En my pa het soos ek sê, op 'n plaas gewerk en wanneer die werk in daardie seisoen op daardie plaas klaar is, dan gaan kyk hy weer uit vir 'n ander plaas om te werk, want hy wou nie by die huis sit nie. Nee, hy wou vir sy familie sorg. Dan het hy omtrent vir 'n paar weke of vir 'n maand weggegaan om alles in orde te kry, 'n blyplek te kry en verseker te wees van die werk op daardie plaas wat hy moet doen en dan het hy ons kom haal om saam met hom te bly. So met die gevolg was, ons het van plek tot plek skool geloop. Ons was nie by een plek waar ons die hele tyd klaar gemaak het met skool nie. Maar dit was interessante ondervindings want ons het nuwe maats ontmoet, ons het 'n nuwe omgewing ontmoet, ons was in 'n ander huis en ons het nuwe onderwysers ontmoet en dit was net 'n heel nuwe verandering elke keer in ons lewe. Dit was nie net ons was nie net gestagneer by dieselfde plek nie. En wat ek ook daaruit vir julle kan sê is, veranderings is soms goed, want jy leer soveel dinge van een plek na 'n ander plek toe. Jy is nie net met hierdie een ding te doen nie. Jy leer hierdie ding oor en oor en oor en jy sien dit oor en oor, maar jy word later so vervelig. Of dit raak later so gewoond dat jy nie meer die mooiheid daarin kan sien nie. Maar as dit verander en daar kom nou weer iets anderste, dan sien jy weer opnuut die pragt en die praal daarvan en so was dit met ons lewe. Dit was interessant. Ons het van elke geleentheid gebruik gemaak om te leer en dit was my lewe op die plaas, vriend. En ek het dit geniet en ek het dit toegepas en ek het in die grond gewerk. Sommige kere het ek onder 'n koelteboom gaan sit, die groot koeltebome. Daar het ek in die grond gespeel, huisies gebou, met stokkies gespeel, met klippies gespeel, pophuisie. Pophuisie, maak nie saak of dit nou 'n stompie is of dit nou 'n klippie is nie, maar dit was in die ou tyd het ons baie pophuisie gespeel of wegkruipertjie. Maar dit was omdat ek alleen by my maale was. Dit was my speel stokpeertjies gewees. Ek het sommer, soos ek sê, van daardie stompie of daardie klip gebruik om pophuisie te speel. Dit is mos 'n ding van meisiekinders. Hulle het gehou van pop speel. Hulle wil pop speel van kleins af. Min het hulle geweet, dit gaan die voorland van hulle wees as hulle eendag volwasse is en hulle kry babas, dan is dit hulle voorland om hulle kinders groot te maak. Maar dit is hoe die liewe Here ons geskape het. Hy berei ons van kleins af en van jongs af voor vir dit wat ons moet doen. Maar dit is 'n deel van my as 'n plaasdogter wat ek geniet het toe ek op 'n plaas groot geword het en vandag kan ek dit toepas. Die plaaswerkery, die tuinwerkery, die verwerking en kosmakery
kan ek vandag toepas in my eie lewe. En dit is waarom ek, toe ek klaargemaak het met my skool in 2016, het ek begin my tuin van 'n komposhoop af te ontwikkel. En so het ek my tuin uitgebrei totdat dit nou groot genoeg spasie is om in te plant, om vir my familie voedsel op die tafel te voorsien en sodoende ons kredietnierswaardelys te verkort. Maar dit is 'n video vir 'n ander dag. Ons gaan volgende keer daaroor gesels. Vertel waar jy vandaan kom. Vertel jou 'n geskiedenis sodat ons lekker kan gesels in die kommentaar. En wat was die beste in jou kinderdae? Deel met ons. En like, subscribe en share en skryf in die kommentaar onder sodat ons 'n bietjie die kanaal aan die gang kry sodat ons 'n lekker geselskanaal kan geniet. Maar tot 'n volgende keer, mag dit met julle goed gaan. Totsiens.